Toe ek vanoggend hier langs die see stap, toe dink ek dadelik in die gedeelte van Jesus wat aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Maar voor daai gedeelte na sy opstanding as hy hulle verskyn, kry mens die gedeelte in Matteus 4 waar hy hulle roep tot hulle roeping. As hy hulle gaan haal langs die see waar hulle besig is om vis te vang, en dan sê hy vir hulle: "Kom hier sodat ek julle vissers van mense kan maak." En dan los hulle nette en hulle volg hom. En dan volg hulle hom hulle tyd wat hy hier saam op aarde is, sien waarvoor hulle geroepe is om 'n verskil in mense se lewens te maak, om die goeie nuus te dra. En dan, na die kruisiging, is hulle verslae, moedeloos. En wat doen die disippels? Hulle keer terug na dit wat hulle ken. Hulle word weer vissers. Nie van mense nie, maar van regte vis. Hy kry hulle by die see van Tiberias, waar hulle besig is om te probeer visvang, en dan vang hulle ook niks nie. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit, en dan vang hulle groot klomp vis, en hy roep hulle terug na die strand toe. Hy roep hulle eintlik terug na hulle oorspronklike roeping wat hy vir hulle gegee het, om in mense se lewens 'n verskil te maak, om hoop te bring. Nie om terug te keer na hulle ou gewoontes en gebruike nie, maar om terug te keer na iets nuuts. Hy gee net weer vir hulle rigting in hulle lewens. Want dikwels is ek en jy ook maar soos die disippels, wanneer dinge swaar gaan, wanneer die toekoms mistig of onseker is, val ons dikwels terug in ou gebruike, ou tradisies, ou gewoontes. Dalk selfs verslawing wat ons gehad het in die verlede. Dalk selfs slegte gewoontes wat ons gehad het. Net sodat ons iets kan vashou wat ons ken, wat nie noodwendig altyd goed vir ons is. Mag God jou hier in hierdie tyd, veral na Pasen, weer terugroep na lewe, om werklik te lewe. Nie om vasgevang te wees in jou lewe in ou nette nie, maar om te kan lewe vir die toekoms. En mag jy weer jou roeping besef. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons mag weet dat U na ons roep. Nie noodwendig roep na ou gewoontes, slegte gewoontes nie, maar roep na lewe, na die toekoms. Help ons dat ons hier in die opstandingstyd, waar ons God se verskyning aan mense gedenk, dat ons weer sal besef dat U daar is en dat U ons na U toekoms toe trek. Gee dat elkeen van ons lewens weer in oënskou sal neem en sal besef wanneer ons dalk vasgevang is in nette van ou gewoontes, dat ons daarvan sal losbreek en letterlik amper soos die disippels sal terugkeer na die oewer, na die strand waar U vir ons 'n roeping het. Mag U almal van ons seën in hierdie toekoms wat dikwels donker en onseker is. Mag ons altyd U stem hoor wat ons roep. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met iemand anders. Dalk het iemand net nodig om los te breek van die nette wat hulle vashou en weer te kan lewe, al is die toekoms onseker. Tot 'n volgende keer.